Nou vanmôre gaan ek weer met u uit 'n baie bekende gedeelte uitpraat. U ken my deur die jare. Ek kan ongelukkig net bedien wat ek van hom hoor. En hy is my vermoë. Hy is my guns. Hy is my aanraking. Lees saam met my dan uit Johannes 4. Uit Johannes 4 vanaf vers 7 tot en met vers 26. Nou ons het al baie hieroor gebedien, baie hieroor gepraat en vanmôre kom sy Heilige Ruach met 'n vars inspraak, met 'n vars raad en met 'n varse leiding. Nou luister mooi en u ken die gedeelte, maar soos toelaat dat sy Heilige Gees ons bevrug, bly sy woord vars en nuut. En spreek hy altyd, en dan moet ek nou vanmôre vir u sê, hier is seker al triljoene en triljoene en triljoene preke gepreek uit sy woord. En nog nooit is sy woord uitgeput nie. Dit bly nuut. En ek wil herhaal, daar's geen nodigheid vir herhaling nie. Dit moet progressief wees. Dit moet dieper wees. Anders te lê ek en jy in 'n tradisie. Maar as dit progressief is, dan is daar 'n geestelike groei wat by my en by jou plaasvind. Nou, terwyl hy met my gepraat het vanmôre, en hy my bevrug het, as ek dit net mag noem, het my weer vroeër wakker gemaak, en ek moes vroeër gaan afsonder, en gaan bid het, en terwyl hy my bevrug, en sy gees my insprake gegee het, toe kry ek die gedagte, dalk gaan ek vanmôre 'n bietjie langer praat as normaal. Maar u daarom nie 'n probleem daarmee nie. Taflaat vir hulle wat gou huis toe wil gaan. Ons hou nie 'n uur kerk nie. Ons hou 'n gemeenskap met hom. Is nie gesteld op tyd nie, kort of lank nie, net solank ons van hom hoor en van hom kan ontvang. Ek lees vir u vanaf die 7de vers. U ken die eerste 6 verse baie goed, hierdie ook, maar ek gaan vir u hieroor praat, omrede hy met ons hieroor praat. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Joshua sê vir haar, gee vir my water om te drink. Wie kan die preek onthou? Ek dink amper dit was nog in hierdie jaar gewees, wat ons gebedien het, gee vir my water om te drink. Wat kosbaar was, en ek loof hom daarvoor, en dit was uniek. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Nou, boonbehalwe dat dit rassisties is, en die kerk, wanneer dit kom by gawes en talent, dieselfde krisis. Die een wil nie saam daai een nie, en daai een wil nie saam die een nie, want die een is benede daai een se stand. God help jou. Wat is dan nog, dink jy het talent en gawe, dan word dit van jou gevat, deur een of ander krisis wat kom. Daarom, hy wat meen dat hy staan, pas op, dat hy nie val nie. Waardeer, en laat alles geskied, tot sy lof, want wat jy het jy uit genade van hom gekry,
en van hom geontvang. Joshua antwoord en sê vir haar, as jy die gawe, sê gawe, ek herinner u gou, gawe beteken 'n vrye, 'n gratis geskenk. Met ander woorde, as jy die gratis, daar sê hy mooi, the free gift of Java. Met ander woorde, as jy die vrye geskenk van die Vader aan jou gesnap het, sou jy nou vanmôre anders opgetree het, en as jy geweet het wie is hy, en hom geken het, wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink. Met ander woorde, nou moet jy mooi luister, nou sê hy vir haar, sou jy? Met ander woorde, eintlik vra ek nie vir jou water nie. Nee, ek vra eintlik jou aandag. Want is iets by my wat ek het, wat aan jou behoort. Hoor mooi, is iets wat ek het, hier is iets wat ek besit, en dit behoort aan jou. Daarom, as jy dit gesnap het, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende, sê lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Java, u het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep, waarvan dan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Joshua antwoord sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Baie belangrik. Maar elkeen, hier is ons teksvers vanmôre, wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, hoor nou mooi, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Joshua, gee my daardie water. Hoor nou mooi, hy verduidelik net, sy dadelik onder oortuiging. Dadelik sê sy, gee my daardie water. Met ander woorde, omdat sy so maklik en so vinnig kan sê, gee my daardie water, want sy het agtergekom. Dis wat ek my hele lewe nog soek. Dis waarna, want dadelik het dit aanklank in haar gees. En nou baie sensitief, nie soos die disippels altyd twis oor wat hy sê nie. Inteendeel, teen die getwis en die kritiek en die ongeloof van sy eie mense, sê hierdie Samaritaanse vrou, gee my, want ek hoor dit wat u sê, dis wat my gees nodig het, dis wat my lewe verlang, en dis wat, gee my daardie, met ander woorde, dit waaraan u raak. Halleluja. Gee my daardie water, hoor nou mooi, sodat ek nie dors kry, hoor nou mooi wat sê sy, en weer hier na toe. Met ander woorde, die water waarvan u praat, stop my vandag, maak my los, maak my vry vandag,
kom nie weer hierna toe nie. Vanweer u inspraak kry ek 'n smaak, kry ek 'n krag, kry ek 'n salwing, en hierdie krag, hierdie salwing gee my 'n vermoedigheid om 'n ander rigting, 'n ander oortuiging, 'n ander lewe na vandag, vanweer die ontmoeting met u te lewe en te doen. Ek nie weer hier hoor mooi Abelynus, ek nie hier weer hoef te skep nie. Met ander woorde, sy dadelik, hoor nou hier, sy dadelik, onthou nou, sy is 'n Samaritaan. Hulle in die Jode hou geen gemeenskap mekaar nie. Hulle is benede mekaar se stand. En inteendeel sê sy met 'n swak selfbeeld. Nou sê sy, ek hoef nie weer hier, ek wil nie met mooi verstaan, hier te kom skep nie. Dadelik snap sy my geestelike behoefte se vervulling is hoër en dieper as hierdie tydelike lewe. Hierdie tydelike vervullings, hierdie tydelike suksesse, hierdie tydelike oorvloed gaan my nie deurdra nie. Maar sy sê, dadelik, as ek hoor wat u sê, ek vat wat u sê, is ek klaar met hierdie put. Hulle enige put. Maar nou hoor sy vanmôre 'n ander put. Sy hoor vanmôre 'n ander lewe. En vanmôre maak sy haar dadelik los van die tydelike, van die aardse. En sy maak haar vas aan dit wat ewigheidswaarde het. U hoef te skep nie. Joshua sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. U moet nou mooi luister, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Joshua sê vir haar, jy het reg gesê, gaan nie nou baie verduidelik hieroor, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, ja, Joshua, ek sien dat u 'n profeet is, hoor die belydenis. Ons vaders op die berg gaan bid, en julle sê dat die plek waar ons behoort aan bid in Jerusalem is. Joshua sê vir haar vrou, glo my. Hoor nou mooi, daar kom 'n tyd, 'n uur, wanneer julle nie op die berg en ook nie in Jerusalem die Vader aanbid nie. Ek wil jy moet hoor hier. Joshua sê vir haar, daar kom 'n tyd, 'n uur, wanneer julle nie in die berg, op die berg geskies, of in Jerusalem sal aanbid nie. Wat beteken dit? Ek wil jy moet hier hoor, Joshua se gesag. Hy vat beheer oor sy eie volk en oor die Samaritane. En hy sê, julle gaan op 'n ontmoeting kom. Julle gaan 'n ervaring kry, waar julle self julle gaan losmaak van die tradisionele. En julle gaan nie meer op die tradisionele manier loof, eer, prys, of aanbid, of Bybel lees, of getuig, of lewe nie. Maar daar kom 'n uur, waar julle in gees en in waarheid,
Hoor mooi hierdie gesag. Vrou, ek weet van 'n hemelse raad. Ek weet van 'n hemelse beweging. En hierdie hemelse beweging gaan julle en my mense uitruk uit julle vorms, uitruk uit julle tradisies, en hy gaan julle 'n bevrugting gee. En wanneer hy bevrugting kom, gaan julle losmaak en gaan julle julleself vrymaak van die tradisionele, en julle gaan die Vader in gees en in waarheid aanbid. Met ander woorde, maak julle klaar. Nie net gaan jy vanmôre hierdie put los nie. Jy gaan ook nie weer bergklim nie. Maar ek bring jou in 'n rihalm in. Wie hoor? Ek bring jou in 'n heerlikheid in van my Pa se gees, my Pa se gedagtegange, my Pa se begeerte van julle besit gaan neem. En wanneer ek van julle besit gaan neem, maak julle los. Maak julle vry van die tradisionele. En begin julle in die ruach. En in die waarheid. Luister mooi, met ander woorde, ruach en waarheid beteken, julle hou op met die kerkistiese. Julle maak klaar met godsdiens. Julle gee oor aan die goddelike. Julle gee oor aan die bonatuurlike. En dit gaan vanuit julle en deur julle spoel. Soveel so, dat julle hom vars gaan aanbid. Nie meer 'n godsdiensaanbidding nie. Nie meer 'n tradisionele aanbidding nie, maar 'n lewende. Dit beteken, julle kom in 'n lewe. Julle kom in 'n oorwinning. Julle kom in 'n vrymaking. En julle gaan die Vader met daardie krag, met daai heerlikheid so aanbid. Ons vaders aanbid op die berg, het ek vir julle gelees. Yeshua sê vir 'n vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Moet ek vir u sê, so skok. Maar kry 'n krisis by mense. En hoor wat sê hulle. Dis 'n Kersmense. Dan kom jy agter jy nog nooit besef wie jy aanbid nie. Die manier hoe die krisis wat nou daar is gediagnoseer word, sê vir jou, hierdie persoon weet nie wie hy glo nie. Hierdie persoon weet nie waartoe sy God wat hy aanbid in staat is nie. Koning Dawid roep op 'n krisisuur uit. Hy sê, al val daar 1000 aan my sy en 10.000 aan my regtersy, nogtans sal ek nie vrees nie. Want vrees is geloof in trierad. Vrees beteken, ek loop verder van my oorwinning af. Maar sal my gees en sal my siel bly uitroep, my God lewe. Julle aanbid wat julle nie weet nie. So julle sit sonder raad, julle sit sonder 'n kennis, julle sit sonder 'n insig. Julle weet nie wie julle aanbid nie. Ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n u, is nou, wanneer die ware aanbidders, met ander woorde, daar's baie aanbidders wat nie waar is nie. En dan staan aanbidders wat wel waar is. En die Vader in gees en in waarheid sal aanbid.
woorde, hulle aanbidding, hulle toewyding is nie geskoei op die tradisionele nie. Of los dit. Nou sê hy, maar die Vader soek mense wat hom so aanbid. Nou, verduidelik hy, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Jahshua genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons alles vertel. Jahshua sê vir haar, dit is ek, wat met jou spreek. En op die oomblik het sy discipel, ons lees tot daarvan, dit is ek. Yeshua saith unto her, I that speak unto thee am he. Halleluja. Wie kan onthou, ek het laasweek met u gedeel oor die Vader het u in my gegryp as erfenis. Nou om bietjie vanmôre meer perspektief te bring. Want luister, daar word nie sommer net blindelings gegryp nie. Daar word met sorgvuldigheid, daar word met 'n presiesheid dit gedoen. En om vanmôre perspektief te bring oor om werklik dit te kan verstaan en dan werklik daaraan oor te kan gee. Nou moet ek net sê, die oorgawe, die toewyding, om werklik sy kind te kan wees, lê nie so baie dit probeer maklik maak, en ek wil amper sê, onwaardig maak deur te sê, hy's liefde, hy's genade, en omdat hy liefde is, en omdat hy genade is, bly hy verdra, bly hy vergewe. Met ander woorde, ongeag hoe jy lewe, ongeag hoe jy doen, ongeag hoe jy maak, sy liefde, sy genade verdra, slankmoedig, en hy bly vergewe. Met ander woorde, jy kan maar aangaan soos jy wil, hy is 'n liefdevolle God, hy sal nooit jou hel toestuur nie. Nou moet ek vir u sê, nee, dit is nie die waarheid nie. Inteendeel, vanweë sy liefde en sy genade, vra hy, waardeer my genade, waardeer my liefde, begryp en respekteer my liefde, sodat vanweë die genade en die liefde wat ek jou gee, jy deur die gehoorsaamheid daaraan 'n totaal ander lewe sal begin lewe. Vanweë my genade en vanweë my liefde en vanweë die deponering daarvan, laat jou lewe die toonbeeld word. Van waar af kry jy liefde? Van waar af kry jy genade? Nommer 1, of ek noem nou net sommer, hy sê, ja, ek is heilig, word dan heilig. Ek is rein, word dan rein. Jahshua sy seun praat in Matteus 5, die 48ste vers, hy sê, word dan volmaak, become perfect, word dan volmaak, sê, soos wat julle Vader in die hemel volmaak is. Maar die godsdienst sal vir jou sê, moenie worry daaroor, niemand kan volmaak wees nie. Sy genade, sy liefde gee jou vertrou, nee, hy gee opdrag. Waarom?
liefde, sy genade, sy deponering, luister mooi, bring nie net 'n oortuiging of 'n blydskap nie, dit bring wederbaring. Wederbaring soos hy, vir hom, tot hom, sy heerlikheid. Hy praat in Jeremia, die 2de hoofstuk, as ek reg kan onthou, die 13de vers, sê hy, dit is die Vader self wat praat, en praat God met sy volk Israel. En hy sê vir Israel die volgende, nou moet jy mooi luister, hy sê, julle het 2 dinge verkeerd gedoen. Dan sê hy, eerstens, my, die fontein van lewende water. Jy moet nou mooi luister. Die fontein van lewende water het julle verlaat. Hoor nou hier. Nommer 2 sê hy, en julle het vir julle gebarste reënbakke gekap. Nou sê hy, en hierdie gebarste reënbakke kan die water nie hou nie. Met ander woorde, wat sê hy? Jy moet nou mooi luister. Hy sê, julle het vir julle eie opinies gevorm. Gebarste reënbakke. Julle eie sienings oor my genade en oor my liefde. Julle self by julle gebesluit, hoe gaan julle dit glo? Hoe gaan julle dit verwerk? En julle het vir julle 'n eie saligheid gebou. Daarom het my liefde en my genade in julle en deur julle verlore geraak. Want dit kan nie water hou nie. Julle sienings, luister mooi, want julle besluit by julle self, wat is vir my belangrik en wat is nie vir my belangrik nie. Wat like ek en wat like ek nie. Wat sal ek lewe en wat sal ek nie lewe nie. Waarom sal ek gehoorsaam wees en waarom sal ek nie gehoorsaam wees nie? Ag, en hy sal dit en dit oorsien, want hy is mos liefde, hy is genade. Gebarste reënbakke. Self gebesluit, watter openbaring moet ek aan aandag gee en wat hier nie. Wat so openbaring moet ek ernstig opneem en wat hier nie. Gebarste reënbakke. Met ander woorde, ek besluit by myself, daarom sê, julle aanbid wat julle nie weet nie. En omdat julle gebarste reënbakke het my genade en het my liefde en deur julle verlore geraak. En nou sê hy vir hulle, en sonder, met ander woorde, dat julle dit weet, het julle my verraad. Met ander woorde, sonder dat julle dit weet, is julle godloos. Terwyl julle roem, julle kan niks tekort nie. Julle weet alles, julle dink alles, en julle doen alles. En julle lewe soos julle voel, julle wil lewe, gebarste reënbakke. Ek wil u vanmôre bemoedig, word niks, laat hy alles word. Ek weet, en ek kom daardeur, en ek kom nog gedurig daardeur, sy openbarings, en sy insigte, is nie altyd so lekker om te hoor nie, want dit bots, met eie begeertes, met eie sienings, en met godsdiens, en sonder dat ons baie keer weet, kap ons 'n gebarste reënbak, en in die proses, gaan die hele openbaring verlore. Met ander woorde, die hele gang van sy begeerte, die hele gang van sy wil,
en goddelike beloftes kom nie tot vervulling. U sien, ek en u kan net op sy beloftes staan, as ek hom gehoorsaam. Nog nooit het hy net 'n belofte sonder 'n voorwaarde gegee nie. Elke belofte het 'n voorwaarde. Maar hier kom hy nou vanmôre, na hierdie Samaritaanse vrou, en hoor nou mooi, besef nou die situasie. Hierdie Samaritaanse vrou aan die een kant, is 'n tipe van my en jou, die krom en die verdraaide geslag, wat deur genade, luister my, ons was nie sy eiendom nie. Johannes 1:11, hy het na sy eiendom gekom, en sy eiendom wou hom nie aanneem nie. Maar dan draai hy, vers 12, maar almal, met ander woorde, hy draai na die Samaritane toe. Hy draai na u en my toe. U en ek is nie 'n Israeliet nie. Ek is 'n sondaar wat gered geraak het deur sy genade, deur die prys wat hy gebetaal het. En dit wat my ver weggehou, wat my 'n Samaritaan gehou het hy nou naby gebring. Omdat ek sy evangelie gehoor het. Sy evangelie my gered het. En daarom sê, almal wat hom aanneem aan hulle gee hy mag om sy kinders te kan word. Nou sê hierdie vrou, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my wat 'n Samaritaan is, water vra? Ek herhaal. Hy sê vir haar, as jy die geskenk, die gratis geskenk geken het, as jy die gawe geken het en geweet het, wat se geleentheid nou hier by jou is, wat se voorreg nou hier by jou is, luister mooi, nou sê hy vir haar, dan sou jy my gevra. Met ander woorde, ek sê net, gee my water om aandag te trek. Want ek wil net vir jou duidelik maak wat jy nog nie weet nie. Ek wil aan jou openbaar wat jy nog nie verstaan nie. Ek wil vir jou gee, en as ek dit so mag sê, ek wil jou uit jou Samaritaanse toestand uitruk. En ek wil jou in 'n koningsstaat inplaas. As jy geweet het, dan sou jy hom gevra. En hy sou vir jou, hoor nou mooi, lewende. Met ander woorde, iets anders as wat jy het. Hy sou vir jou lewende water gegee het. Met ander woorde, jy as wese sou totaal 'n nuwe ondervinding geondergaan het. Jy sal iets met jou gebeur het, jy sal iets in jou ingekom het, wat jou hele menswees verander. Hoor nou mooi, wat gaan hy verder en wat sê hy vir haar in die 14de vers. Hy sê, elkeen wat drink van hierdie water wat ek kom, eerste kom het daarop neer, as jy bly by hierdie put, en jy bly hier drink, hoor mooi, gaan jy nooit hoor, gaan jy nooit verstaan, wat jou Skepper vir jou instoor het nie. Want jy sit in 'n tradisie. Jy sit in 'n dooie godsdiens. Jy sit in 'n dooie oortuiging. En ek wil vir jou vra, Samaritaanse vrou, moenie vir jou 'n reënbak kap nie. Want as jy
gee verlore. Ek sal jou die lewende water gee. Maar luister mooi, as jy hier bly drink, gaan jy aan soos jy aangaan. Maar, sê maar, as jy vanmôre kan drink van die water, wat ek jou gaan gee en wil gee, hoor nou mooi, as jy drink van die water wat ek jou gaan gee, met ander woorde, as jy vanmôre gaan hoor, Samaritaan of nie Samaritaan, sondaar of nie sondaar, swakkeling of nie swakkeling, tradisionele en kerkistiese godsdienste of nie, maar as jy vanmôre gaan hoor, dat voordat jy in jou moeder skoot geformeer was, voordat jou eie ma van jou geweet het, voordat jy nog in 'n gedagte was, het jou skepper, het hy jou geken, het hy geweet wie jy en wat jy is, hy het geweet, jy gaan uit die Samaritane kom, hy het geweet, jy kom uit sommige bloedlyne uit, hy het geweet, jy kom uit sekere kulture uit. Vrou, as jy by hierdie put bly daai kulture by jou. Bly daai opinies by jou. Bly daai sienings by jou. Maar vrou, as jy kan drink van die lewende water wat ek jou vanmôre wil gee, dan verlos dit jou van jou kulture, dit verlos jou van jou opinies, dit verlos jou van jou beperkings, en dit maak jou los, en dit maak jou vry, en jy kom agter my verlede, en hoe mooi die geskiedenis, hoe heilig dit ook al mag wees, het vanmôre niks uit te waaie, met wat u vir my vanmôre in stoor het nie. As jy drink, gaan jy loskom, en gaan jy vrykom, van jou nasie se vloeke, van jou nasie se verlede. Hoe mooi en hoe trots jy op die oorlewing ook al is, daar is geen reddingskrag daar. Inteendeel, beperk dit jou verhouding tot my. Beperk dit jou om die lewende water deelagtig te word. Daarom, ek is hier vanmôre, dat jy moet drink van die water, lewende water, wat jou gaan losmaak van die berg. Dit maak jou los van die gebou, maar dit maak jou vas aan jou Vader. Jou Vader, wat in die, hy wat jou laas Sondag as sy erfenis geroep het. Vrou, hy verduidelik haar al hierdie goed, en sy hoor, en sy luister, en sy kom tot die besef, en hoor wat sê sy, sy sê, gee my daardie water. Nou wil ek jy met vreeslik mooi luister. Ek gaan nou gou 'n paar goedie noem. Nog altyd, hy het nou vir plus minus 2,5 jaar net aan sy mense gewy. Die Israelietjies, die Joodjies. En hy het agtergekom in hierdie 2,5 jaar. Maak nie saak wat se lering hy gee nie. Maak nie saak wat se raad hy gee nie.
Maak nie saak wat so openbaring sy gee nie. Hulle twis met alles. Hulle vind fout met alles. Hulle bevraagteken alles. Hulle bly vra, hoe is dit moontlik? Gebarste reënbakke. Met ander woorde, al sy openbarings wat hy gegee het, gaan verlore. Vanweë hulle Joodse tradisies. Vanweë hulle Joodse oortuigings. En nou draai hy sy rug, hy stuur hulle weg, gaan bekommer julle oor die tydelike. Hoeveel op kos. En hier begin hy spandeer aan 'n Samaritaan, aan 'n krom en 'n verdraaide geslag. Hier wend hy hom na hulle, want hy het honger. Sal iemand my water gee? Want by my eie mense kry ek dit nie. En nou sê hy, by haar. En hierdie vrou, al wat sy gesê het, ek hoor wat jy sê is my, maar hoe skep hy? Hy sê, as ek dit vir jou gee, vind daar onmiddellik 'n verandering. En vanweë wat sy luister, vanweë wat sy hoor, sê sy, gee my daardie. Met ander woorde, sy kom agter, my gees het altyd gesoek. Ek is dankbaar wat ek gehoor het op die berg. Ek het dit geluister, maar hier was 'n soeke. There's more. There's more. Hier was 'n oortuiging, daar is dieper heerlikhede, daar is groter openbarings, en hier hoor ek dit nou. Nou sê sy, gee my daardie openbarings, sonder kritiek. Nou moet jy mooi hoor, asseblief, gee my net nou nog 'n paar minute. Hoor nou mooi. Hy sê vir haar, ek net goed dit ook noem, sy eie mense bly kritiseer. En ek wil gou 'n voorbeeld hier inbring. Nicodemus, 'n pastoor, vasgevang in 'n Joodse tradisie. Hy kom agter, maar hier werk iets. Is iets aan die gang. Nou kom hy in die nag na hom, omdat hy skam om in die dag voor almal te kom. Nou vra hom in die nag. Nou sê hy, net iemand wat van God afkom, kan doen wat hy doen. En hy sê vir hom, jy moet weer gebore word. Hoor nou mooi, uit water. Uit water. En uit gees. Met ander woorde, laat ek net eers dit sê, Nicodemus se reaksie, hoe is dit moontlik? Die vrou vra dit nie. Die vrou sê, gee my daardie water. Met ander woorde, en nou gaan ek u skud. Hy sê vir Nicodemus, as jy nie lewende water binne jou het nie, is jy nie weergebore nie. Met ander woorde, moenie jou belê op die tradisie, ek het my laat doop nie. Dit was slegs 'n uiterlike manifestasie van wat innerlik moes gebeur het. Wie en wat is die lewende water? Hy is die lewende water.
Jafashua self. Hy sê, ek is die, op die laaste dag van die groot fees, gaan staan hy by die poort van Siloam. En hy sê, wat hy kom agter die godsdienst wat hier gedoen word, en die lekker feestkonferensie wat hier gehou word, en hy kom agter, het gaan jaar na jaar, maar is geen geestelike groei, so lekker, maar geen geestelike groei nie. Nou sê hy, as iemand daar sê, kom na my toe. En nou sê hy wat geen geld het nie, maak nie saak, kom nie. En ek sal jou lewende Nicodemus, as die openbaring van Jafashua nog nie jou gees gemanifesteer het nie, Nicodemus, is jy nog nie geopenbaar, gewederbaar nie. Wedergeboorte is nog nie naby jou. Want eers moet die wedergeboorte van die water van jou besit neem. En as dit manifesteer, dan die geboorte deur die Gees. Met ander woorde, die Vader erfenis. Want ek kan nie die Vader 'n lofoffer gee, as ek nie eers geweet het en geervaar het, wat sy seun in my en deur my gebring het nie. Ek praat nie van redding of verlossing nie. Ek praat van wederbaring. Ek praat van openbaring. Dan is jy nie. Daarom sê hy, as jy dit nie deelagtig geword het, kan jy nommer 1 nie sien nie. Aan die woorde, vanmôre se preek maak vir jou geen sin nie. En nommer 2, sal jy nooit kan ingaan nie. Al is die Vader liefde, al is sy genade, en dan preek die pastoor, hoe mooi preek jy op jou begrafnis, sal jy dit nie maak nie. Want jy moet weergebore wees. Met Vader, met ander woorde, in my, deur my, en tot my, sonder 'n gebarste reënbak. Want my volheid moet binne in jou en deur jou manifesteer. Nou sê hy vir haar, nou moet jy baie mooi luister, nou sê hy vir haar, sy sê, gee vir my water om te drink. Sy sê vir hom, gee my daardie. Met ander woorde, ek vra nie, hoe gaan dit moontlik wees nie? Ek gee nie om of ek 'n Samaritaan is nie. Ek gee nie eens om wat is my verlede nie. Ek gee nie om eers wat is my foute nou nie. Maar ek hoor, dis 'n gratis geskenk. Ek hoor, hier het 'n Vader hart. My wat 'n Samaritaan is, ek wat afgedwaal is. Hier is 'n Vader wat vir my 'n nuwe lewe wil gee. Hier's 'n Vader wat my ken voor ek gebore was, voor ek in die skoot van my moeder was. Hier's 'n Vader, luister nou mooi, wat vir my 'n salwing het. Hier's 'n Vader wat vir my 'n roeping het. Hier's 'n Vader wat vir my 'n bediening het. Hier's 'n Vader wat vir my geestelike gawes het. Hier's 'n Vader wat my wil losmaak van hierdie put van lewe, van hierdie wêreld, van hierdie bekommernisse, en hy wil my versoen met die goddelike, my net bewus maak van ek sy erfenis. Ek sy geloof. Hoor nou mooi, nou moet jy iets mooi verstaan. Ek gaan nou vir jou iets demonstreer. Nou sê Jafashua verhaal, omdat sy nou sê, gee my daardie water. Met ander woorde, nou moet hy reageer. Sy sê, want hy het haar aangemoedig, en hy het vir haar gesê, as jy dan weet wie praat met jou, gaan jy sê,
gee my. En nou, hier sê sy dit. Hier vra sy dit. Met ander woorde, sy het met sy gesprek agtergekom wie hy is. Daarom sê sy, gee my daardie water. Hoor nou wat sê hy. Nou sê hy, jy moet nou mooi hoor. Hy reageer nou, hy moet gee. Nou sê hy, gaan roep jou man. Jy moet nou mooi kennis neem. Hy sê vir haar, jou man. Onthou dit. Gaan roep jou man en kom hier. Waarom sê hy nou vir haar, gaan roep, wat het haar man nou met hierdie water uit te waai? Sy het 'n persoonlike gemeenskap met hom. Hoekom nou haar man? Waarom? Want hy demonstreer nou. Wat is die lewende water? Die lewende water sê, gaan roep jou man. En kom hier. Wat die lewende water weet jy bly heiliglik by 'n man. Jy het 5 al gehad. Die lewende water onderskei. Die lewende water en die kennis. En die woord van kennis uit Openbaring na lewende water is woord van kennis. Gaan roep jou man en kom hier. Sy sê, nou moet jy hier hoor, sy sê, ek het nie, maar die kennis van lewende water, die gawe van die lewende water sê, jy het 'n man. Sy sê, ek het nie. Hy sê, jy het reg gesê. Nou sal ons sê, wat het jy mekaar uit? Nee, wanneer lewende water openbaar, wanneer jy lewende water inkry, maak jy jou los van wat verkeerd is. Maak jy jou los van wat God nie behaag nie. Waarom? Hoor nou mooi. Die water weet, jy het 'n man, jy bly by hom. Maar haar oortuiging, ek het gesnap wie praat met my. En net omdat ek dit gesnap het ek my al klaar hier en hier losgemaak. Op grond van dit wil ek nou reguit sê, jy het nie berading nodig vir jou foute en swakhede nie. Jy het 'n aanraking van God nodig. Ag, en ek weet, ek kan nou vreeslik gekritiseer word hiervoor, maar berading is 'n manier van 'n gebarste reënbak. Veral met respek, daar kom meer godsdienst en sielkunde in, as die krag, as die salwing, as die krag van die bloed, luister mooi, as sy bloed jou losgemaak het, is jy waarlik los, en jy het geen swakheid meer in jou nie. Berading het 'n manier, jy moet nog waak oor die swakke en die versoeking. Maar die bloed het 'n karakter. As die versoeking kom, triomfeer jy, loop jy bo-oor, en is geen versoeking meer nie. Daarom, die lewende water, want sy vra dit. Nou gee hy haar dit. Gaan roep jou man. Sy sê, ek het niks vir u. Net by die aanhoor van u woord, is ek gereinig, is ek geheilig, is ek losgemaak, van daardie man ook. Ek behoort nie meer
aan daardie lewe nie. Ek behoort nie meer aan daardie oortuigings nie. Wie hoor vanmorgen, mag ek vra, is jy iemand wat verlang, lewende water, luister mooi, hy sê, jy het reg gesê. Met ander woorde, jy het die water wat ek nou net vir jou gedemonstreer en gegee het, gevat. Jy het nie gehoor, ek kan voorsien, en die kerk het vir jou gebid, en nou stap jy hier uit, en jy sê, ek hoop dit gaan gebeur. Nee, jy weet. Jy bely. Kebasabarabando. Laat my toe. Ek gee nie om wat jou probleem nie. Ek gee nie om wat jou krisis nie. Maar as jy op die openbaring van sy woord staan, deur sy wonde, as jy op die openbaring van sy woord staan, hy het vir my 'n prys gebetaal. As jy op die openbaring van sy woord staan, hy is opgewek op die 3de dag. As jy op die openbaring van sy woord staan, hy sit aan die regterhand en hy tree in vir my en vir jou. As jy op daardie openbaring staan, dan moet alle negatiewe, alle krisisse, alle probleme moet vlug, want sy woord is ja, sy woord is amen, sy woord is die lewende water. Daarom, jy het reg gesê, en nou gaan aan om vir te demonstreer, hoe werk lewende water. Nou sê hy, ja, jy het 5 gehad. En nou sê hy, en hierdie een is ook nie joune nie. En dis baie typifiserend, die 6de. Groot type, gaan nie vanmorgen daar nie, is 'n ander preek. Hy sê, dis ook nie joune, met ander woorde, nou mooi, ek, lewende water, stem saam, jy, en die lewende water in jou toegelaat. Wat as jy dit nie toegelaat het nie? Het jy hom genade gebring. Maar omdat jy dit toegelaat, luister, hou op met God kanse vat. As jy regtig oorwinning wil hê, as jy regtig deurbraak wil hê, buig voor sy woord, buig by sy openbarings, buig by sy insig. En hoor nou mooi, laat ek kan maak, ek gaan nou langer as wat ek wou. Hoor nou mooi, nou sê hy vir haar, en as jy hierdie water drink, gaan dit binne jou word. Fontein. En hier het ek nou 'n uur nodig. Met ander woorde, hoor mooi, ek en my Vader hou nie net alles vir onsself nie. Ons hou dit nie aan pag nie. Maar vir elkeen wat toelaat dat ek wat die lewende is, in hulle inkom. Ons maak van hulle fonteine. Met ander woorde bronne. Sê bronne. Hy maak my 'n bron van lof. Hy maak my 'n bron van pryse. Hy maak my 'n bron van openbaringe. Hy maak my 'n bron van gesag. Hy maak my 'n bron, want ek en my Pa sit in die hemel. Julle is op die aarde. En die werke wat ek gedoen het, sal julle doen. Maar julle sal groter dinge doen, omdat ek. Wat beteken dit? Dit beteken, hoor nou mooi. Ag, hoor nou mooi. Geef my nog net 2-3 minute.
Hoor nou mooi, dit beteken, ek het groot uitdagings gehad in my 3,5 jaar. En vanaand, die laaste paar dae voor die kruis, was erg. Maar julle gaan groter. Julle gaan groter uitdagings kry. Daarom gaan julle groter dinge doen. Moenie nou chicken raak nie. Baie wil hom aanbid en baie wil hom prys en baie wil sy kind wees tot die stryd kom. Dan ewe skielik glo nou nie meer nie. Ewe skielik oor dit werk nie meer nie. Jy sien hoekom nie? Want jy's nog nie gewederbaar nie. Water en gees het nog nie van jou plaasgevind nie. Jy's nog glad nie 'n wedergeboorte nie. Maar ongeag die stryd, julle gaan groter stryd en probleme kry, maar ek en my pa maak julle 'n bron. Maak julle 'n bron. Met ander woorde, julle word 'n put. Waarby baie gaan kom skep. En elkeen wat by julle gaan skep, gaan in gees en gaan in waarheid. Wie hoor jy vanmôre? Elkeen wat by jou hoor, elkeen wat by jou kry, gaan hoor, maar jy het by God gehoor. Jy praat nie tradisie nie. Jy praat nie kerkisme nie. Jy praat nie godsdienst nie. Jy spreek die bonatuurlike. En nou vanmôre van die bonatuurlike, van wie 'n onuitputlike bron, spreek ek genees. In siel, in gees, en in liggaam. En ek bestraf nou elke vorm van krankheid in jou liggaam. Jou kranke gees droog op. Jou kranke gees droog op. Jou kranke gees droog op. En laat elkeen nou lewende water in hulle losmaak. Lewende. En nou is jy vry van 'n 6de probleem. Jy het 5 gehad. Maar vanmôre spreek ek jou los. Spreek ek jou vry van 'n 6de probleem. En ek verklaar, jy word 'n put, 'n bron van lewe en lewe van oor. As jy dit vat, gee hom 'n lofoffer. Gee hom 'n prysoffer. Gee hom 'n dankoffer. Sê ek maak my los. Sê ek maak my vry. Ek gee my oor. Nie meer my wil. Maar laat die wil. Die krag. Die heerlikheid oor my wees. Net my wees. Ek maak jou 'n bron, 'n fontein. Met ander woorde, hoor nou mooi, en as jy dit hoor, jy sien hierdie vrou se geheim was, sy hoor die preek. En terwyl sy dit hoor, maak sy dit lewendig. Sy wag nie vir 'n uitnodiging nie. Want dis tradisie. Nie dat ek bekom en ek gaan net nou in elk geval uitnodiging gee. Maar terwyl sy dit hoor, ek maak van jou 'n bron, 'n fontein. Wat beteken dit? En nou hoor julle dit en hang nou af, wat maak jy los? Ek maak jou tong los. Om goed te bely wat jy nog nooit gebely het nie. Ek bevrug jou in jou hart om goed te getuig wat jy nog nooit getuig het nie. Ek gee vir jou 'n vrymoedigheid. En hoor nou mooi, ek gaan in jou woord gee. Ek gaan in jou openbarings gee. Ek gaan in jou insigte gee.
Hoor mooi, wat julle nog nooit gehoor het nie, maar omdat jy vanmôre lewende water in jou toelaat, maak ek jou 'n fontein. Luister mooi, en alles wat jy gaan spreek, gaan bly tot en alle wie is vanmôre bly. Jy gaan gesal word, jy kan geseën word, want alles wat jy spreek, gaan bly tot in alle. Wat beteken dit tot in alle ewigheid? Dit beteken in hierdie lewe, tot in die hiernamaals, gaan elke demoon erken, jy as fontein het hom gejaag. Daarom sê hy vir die bruid, kom sit saam met my op die troon. En dan bring hy die leier en die 250.000 in. En hy sê, oordeel. Werp hulle in die poel van vuur. Want julle het 'n fontein toegelaat. Wat beteken dit? Dit beteken, jy het my in jou en deur jou toegelaat. Ek gaan net een ietsie nog sê. Dis nie as sulks my gebed wat jou gesond maak of jou voorsien of jou oortuig nie. Nee, dis sy teenwoordigheid in my en deur my. Want wat ek het ek in 'n erde kry. Sodat alle lof, alle eer en alle heerlikheid. Mag ek vanmôre vra, wie is bereid om te sê, ek wil 'n fontein word? Met ander woorde, ek wil nie net hoor van u, en ek wil nie net glorie en halleluja op 'n kant skree nie. En as daar nou gemors kom en sê ek nou maar waar is God nie? Nee, ek wil self die fontein word. Met ander woorde, ek self gaan gesag vat. Self autoriteit vat. En wat nie regheid is, die spreek ek regheid. En elkeen wat vanmôre sê, gaan 'n fontein word, kom staan gou hier voor. Ek gaan net vinnig my hand op jou lê. En jy moet nie op Nico wag nie, maar jy moet op hom. Hy is die God wat jou vanmôre salf. Hy is die God wat jou vanmôre seën. Hy is die God wat jou vanmôre aanraak. Melanie, pastoor Pieter, as julle gelei is, mag julle ook aanraak. En ontvang vanmôre sy krag. Ontvang vanmôre sy heerlikheid. Luister mooi, preek op grond van sy inspraak by die 6de krisis. En sê, ek soek net u lewe binne in my. Ek soek net u water binne in my. Halleluja. 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 Tot sy heilige lof. Steek jou hande net hemelwaarts. Sê, u wil nie my wil nie. Die liefde maak my los geworden. Die genade maak my vry. En ek gee oor, respecteer, waardeer, reageer en begryp. Geen gebarste reënbak nie, maar 'n oorvloedstoewyding, 'n oorvloedsafsondering u. Die heiligheid in my, die reinheid deur my, met my en saam met my. En nou gaan u na sy tafel toe en u eet vanmôre. Ek het oorgegee. En soos ek hierdie liggaam vat, so vat ek openbarings. So vat ek insprake. So vat ek genesing. So vat ek oorwinning.
En ek drink vanmôre om dit wat ek gevat het, te verseël. Dit sal so wees en dit sal so bly tot die heilige lof, tot die heilige ere. Ag, ek wil jy vra om saam met jy staan asseblief. Ek wil jy graag hoor wat die Gees van Jahwe sê terwyl Dr. Nico bedien. Hoor ek net hoe die Gees van Jahwe sê. En ons gaan weer terug na vers 14 toe wat ons nou net gelees het in Johannes. En ek wil jy daarmee seën vanmôre. Hy sê maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee. Ja. En toe ons het lees, toe sê ek, Jaffa, hierdie water beteken openbaringskennis. Hierdie water beteken geeskennis. Hierdie water beteken werklik krag. Dynamo krag binne ons. Ek wil vir u weer lees en sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Daar sal nie 'n tekort wees van wysheid nie. Daar sal nie 'n tekort wees van inspraak nie. Wees werklik vanmôre geseënd vir elke een in gees, in siel en in liggaam, vanmôre volkome in hom. Laat dit so wees.